ons is eintlik baie verward oor wat is bekering, wat is wedergeboorte, wat is verlossing, wat is gered. Wat is kind van God? Hoe word 'n kind van God? Daarso is die teologie van, okay, as ek net glo, dan is daarvan, ek moet net 'n gebedjie opsê, en ek sê 'n gebedjie op, liewe Jesus, kom in my hart, en nou is ek kind van God, en nou is alles reg in die hele lewe, of ek moet gedoop word, of ek moet as kind gedoop word, of as baba gedoop word. So is daar soveel verskillende punte wat mense na verwys. En wat die woord eintlik leer is, dat daar is nie 'n punt van saligheid nie. Dis 'n weg van saligheid. Nou, wat interessant is dat die bose en demone ken God. Hulle weet wie Jesus, en hulle weet wat se evangelie, want hulle ken hulle vyand, want ons is hulle vyand. En wat hulle wil doen is, hulle wil dit net so bietjie verdraai. Hulle hoofdoelwit is, hulle is nie bang vir 'n Christen nie. Al wat hulle moet doen is om daai Christen net lou te kry. Hy moet net in die kerk gaan sit, en hy moet net daar sit, en dan moet hy rustig wees. As hy dit het, dan is hulle tevrede. Dan is hy, want as jy lou is, sal God jou uit jou mond uitspoeg. Hulle wil net lou Christen hê. Nou hoor wat sê hierdie demoon, wat in hierdie vrou is met 'n waarsêende gees, wat agter Paulus en Lukas aangeloop het. Handelinge 16 vers 17. Sy het Paulus en ons gevolg en geskree en gesê, hierdie manne is dienaars van God die Allerhoogste, en hulle verkondig aan julle die weg van verlossing. Ek is die weg en die waarheid in die lewe, jy het dit self, wat jy het gesê, wat Jesus gesê het. Met ander woorde, dis nie die punt van verlossing nie, dis nie die gebedjie van verlossing nie, dis nie net 'n eenmalige, dis die weg van verlossing. En dit is die weg waarop ons moet stap. Ek wil net hierso vir 'n inleiding, wil ek hierdie gedeelte begin. Want daar's regtig baie verwarring. En die rede vir die verwarring is dat hulle onderskei nie tussen die Ou Testament en die Nuwe Testament. En dan in die Nuwe Testament is daar nog, in die Nuwe Testamentiese boeke, is daar volgens die evangelie is daar 5 fases. En omdat die ouens dit nie onderskei nie, raak hulle die mekaar en het die weerste goeters wat hulle uitdink en die meeste weerste dogma wat hulle volg. As ons byvoorbeeld praat van Ou en Nuwe Testament, dan sit ons met 'n Bybel wat opgedeel is in Ou Testament boeke en Nuwe Testament boeke. Nou dit op sigself bring al vir ons die verwarring, en die rede daarvoor is dat die Ou Testament boeke is die boeke wat hulle eintlik al in die Babyloniese tydperk het hulle al hierdie boeke saamgestel. En dit is die boeke wat in die sinagoges was, maar daar was nog ander boeke by. Hulle praat daarvan as die tussentestamentêre boeke. Met ander woorde, tussen die Ou Testament boeke en die Nuwe Testament boeke kry jy nog, en die Jode veral het daai boeke verwerp. Hulle wou niks daarvan weet nie, want daai boeke in die besonder het baie sterk op die Messias gewys en gesê die Messias kom, en die Jode het niks daarvan gehou nie. Want die Christene het veral ook daardie boeke gebruik en daarna verwys. Maar as ons dan praat van Ou Testament en ons kyk na ons Ou Testament wat ons nou uit die Ou Testament boeke wat ons het, dan sien ons dat daar klomp verskillende bedelings was. Want daar was verskillende maniere van verlossing in die bedeling, daar was verskillende opdragte in die tydperk gewees, daar was verskillende verbonde, verbondsreëls, mense op wie van toepassing. En kom ons kyk na die voorbeeld. Die eerste bedeling is die bedeling van onkunde. Dis in Eden, in die paradys, Adam en Eva. Wat is hulle gebod wat hulle het? Moenie van die boom in die middel van die tuin eet nie. Dis al, dis dit. En dan het hulle die opdrag gekry, weet, heers oor die diere, en daarso is die plante, dis vir julle, en hulle het dit oortree. So, dis die eerste bedeling, is die bedeling van onkunde. Daarna kry jy die bedeling, tussen die bedeling van verval. Dit is van Adam en Eva wat gesondig het, tot en met die vloed van Noag.
Want dit is waar die mense sleg geword het, dit is waar jy gehad het, waar die seuns van God gemeenskap gehad het met die dogters van die mens. Dit is waar die mense verval het, in totaliteit verval het, en hulle het so verval dat God gesê het, maggies, ek is jammer dat ek die mense enigstens gemaak het. Ek wil hulle vernietig. En woeps, daar eindig dit met die sonvloed. Maar met die sonvloed breek weer 'n nuwe bedeling aan. En dis die verdeling van die verspreiding, waar die verskillende volke begin versprei het. Dit is waar hulle versprei het, en God dan 'n spesifieke verbondslyn gehad het, waar hy vir Abraham gaan roep het, waar hy eers die verbond met Noag gehad, en toe met Sem, en Sem se nageslag, toe het hy vir Abraham gehad, en deur Abraham het hy vir Isak gehad, en deur Isak het hy vir Jakob gehad, en deur Jakob het hy ook sy seuns gehad, en die seuns van Jakob, en toe is hulle in Egipte. En eers 430 jaar later, is dit wat hulle uit Egipte uittrek, waar die nuwe bedeling van die wet aanbreek, waar hulle die wet kry met Moses. So as ons kyk, hierdie verskillende bedelings, die bedeling van onkunde, verval, verspreiding van die aardsvaders en die ontwikkeling van die volk, daai 4 bedelings, was daar nie 'n wet nie. Daar was nie 'n wet wat hulle moes gehoorsaam nie. Daar was, die besnydenis het eers by Abraham gekom, voor dit was daar nie besnydenis nie. Die Sabbat byvoorbeeld, wat 'n teken is, het eers met die wet gekom. Dit is onder die bedeling van die wet, onder die bedeling wat Moses ingelei het. So, wat is die Ou Testament? Bestaan uit verskillende bedelings. Hierdie totale tydperk is die Ou Testament, met hierdie verskillende bedelings in. Ja. En wat is gehoorsaamheid? Ons lees, dat Abraham se geloof is hom tot geregtigheid gereken. Nou wat is Abraham se geloof? Abraham het nie op 'n klip gaan sit en gesê, hoe ek glo nie. God het vir hom gesê, gaan trek, ek gaan vir jou land gee. En toe het hy nie gesê, ja Here, ek glo, wonderlik, U gaan vir my land gee, want ek glo. Hy moes trek, om die land te gaan in besit neem. Toe het God vir hom gesê, ek gaan vir jou 'n groot volk maak, en ek gaan vir jou groot nageslag gee, en die teken daarvan is, besny jou. So, hy het nie gesê, nee, ek mag nie werke doen nie, weet, as ek werke doen, dan beteken dit ek glo nie. Nee, omdat hy God se belofte geglo het, het hy die werk gedoen en hom besny, want hy het dit gevat, die belofte van God. Toe sê God vir hom, gaan offer jou seun. Te midde van hierdie wat God vir hom gesê het, ek gaan vir jou 'n groot nageslag gee, gaan hy, en hy sê, God sal voorsien. Dit was sy geloof, God sal voorsien. En hy het dit gedoen, en God het voorsien. So, dit beteken nie dat as ek trek, en ek besny myself, en ek gaan offer my seun, nou is ek geregverdig, want ek doen nou dieselfde as wat Abraham gedoen het nie. Dit was wat God vir Abraham gegee het. En Abraham was gehoorsaam, en hy het gedoen wat God vir hom gegee het. Net so Noag. God het vir hom gesê, hier kom 'n vloed. Mag jy julle red, bou 'n ark. En hy het nie gesê, okay, Here, ek glo in U. En ek glo in God die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, en die God wat my voorsate uit Eden uitgelei het, en wat my, nee. Hy het eenvoudig, hy het gegaan en hy die ark gaan bou, en die mense het gekom en het hom gespot, en vir hom gelag, en sê, ons is in die middel van nêrens, jy bou 'n ark. Maar hy het vasgehou aan God se belofte, en dit was sy geloof. En geloof is met ander woorde, is nie net iets wat jy gaan sit op 'n klip, en jy moet glo, en jy moet gaan bepeins, en sê, ek glo in Jesus Christus, en hy sê vir my, natuurlik moet ons dit glo. Maar as gevolg van daardie geloof, daarom gaan ek op die weg van saligheid. Dis 'n daadwekkende geloof. Omdat ek glo, nou gaan ek op die weg van saligheid. Nou is ek gehoorsaam aan wat God vir my sê, want ek glo sy belofte. En wat is die belofte wat ons het? Dat ons erfgename is van sy testament. So wat ons nou, wat nou bietjie probleem, en wat dit nou verwarrend is nou sit ons met die Nuwe Testament boeke. Ons sit met Ou Testament boeke, en ons sit met Nuwe Testament boeke. Maar, onder watter bedeling het Jesus gelewe? Toe hy op aarde was. Hy was onder die Ou Testament.
Daar was nog nie 'n Nuwe Testament nie. Jesus het die Nuwe Testament ingelei. Hy het vir hulle gesê, net soos Johannes die Doper, met hom het die koninkryk van die hemel nie aangebreek nie. Maar hy het gesê die koninkryk van die hemel is naby. Met Jesus het die koninkryk van die hemel aangebreek, maar die Nuwe Testament kom hy en hy sê vir sy disippels, hy sê, daar waar hy die nagmaal saam met hulle eet, hy sê, hierdie is die beker van die bloed van die Nuwe Testament. So daar kom Jesus en hy sê, hy kondig aan, hier kom 'n Nuwe Testament. Maar wanneer tree op aarde, wanneer tree 'n testament in? Wanneer erf 'n kind? Wanneer die ou doodgaan? Dan tree die testament in. Voor die tyd skryf hy die testament, maar as hy sterf, dan tree die testament wat dit in werking tree. So wanneer het Jesus se testament in werking getree? Die oomblik toe hy sterf. So, as Jesus vir 'n ou sê, as hy vir hom vra, wat moet ek doen om gered te word? Wat is sy vraag? Onderhou die wet. Hoekom? Want hy was nog onder die Ou Testament, hy was nog onder die bedeling van die wet, want hy het nog nie gesterf nie. Nou kom hulle na Petrus toe. Nou vra hulle vir Petrus, wat moet ek doen om gered te word? Dan sê hy nie onderhou die wet nie, want hy is nou in die Nuwe Testament. Die Nuwe Testament van Jesus het nou in werking getree. So wat sê Petrus vir hom? Hy sê, glo jy? Jy moet glo. Hy sê, ja, glo. Dan moet jy jou bekeer en jou laat doop. So, nou, dit is net deel van die weg van saligheid, wat daar's die volledige weg van saligheid, maar die punt is net, met Jesus se dood, breek sy testament aan. En dit is die Nuwe Testament. So met ander woorde, wat sit ons mee? Ons sit met die evangelies. Nou, evangelie is die Latyn vir evangelios, wat beteken goeie boodskap. So ons sit met die 4 evangelies. Matteus, Markus, Lukas en Johannes. Die Matteus, Markus en Lukas noem hulle die synoptiese evangelies, want hulle is so half langs mekaar. Hier was baie gedeeltes wat hulle selfs woordeliks uit mekaar uit afgeskryf het. En die 4 evangelies is inderdaad die evangelies. Dis inderdaad die goeie boodskap, want die engele het gekom en gesê, ek bring vir julle goeie tyding en 'n goeie boodskap, want vandag is daar 'n verlosser gebore wat die volk van hulle sondes sal verlos. En inderdaad, het Jesus gekom om die volk van hulle sondes te verlos, maar meer as dit. Die 4 evangelies is die lewe van Jesus Christus. En dit is die inleiding tot die Nuwe Testament. En dit sou heeltemal anders gewees het as Israel Jesus aanvaar het. Wat is dan die Nuwe Testament? Want wat is 'n testament? 'n Testament is iets wat die testateur, iemand wat die testament opstel. Hy skryf en hy sê, luister, as ek doodgaan, dan erf hierdie ou dit en daardie ou erf dit en daardie ou erf dit, maar dit is die voorwaardes ten opsigte van die persoon wat erf. Die testateur kan dit self doen. Hy kan besluit wat skryf hy in sy testament in. En God het in sy testament, het hy aanvanklik dat Israel moes erf. Maar toe Israel hom verwerp, toe gaan dit oor na die heidene, die heidense Christene wat nie deel van Israel is nie, dat hulle ook kan erf, dat hulle ook kinders van God kan word. So dit is die Nuwe Testament. En deel van die voorwaardes en dinge wat in die Nuwe Testament geskryf is, as ons die Nuwe Testament gaan vergelyk met die Testament, die bedeling van die wet. Die Nuwe Testament is steeds offers. Net soos die bedeling van die wet was daar offers gewees, Nuwe Testament het ook offers, maar Jesus is 'n eenmalige offer. Hy het homself gegee, hy is geoffer. En elke keer as ons gesondig het en ons bely ons skuld, en daardie skuld word vergewe en gereinig, met ander woorde reinigingsoffers sowel as skuldoffers word deur Jesus se bloed gedelg. Die eenmalige offer wat ingegaan het, en hy is die offer. So ons het steeds offers. Jesus is nie die offer. Ons het steeds die besnydenis. Maar die besnydenis is die doop. Die doop is die besnydenis van Christus en dis die besnydenis van hart. Dis nie 'n besnydenis soos wat met die vlees gemaak is wat hulle vooruit moet besny nie. In die Nuwe Testament is daar ook geloof.
En dit is ook die geloof in die beloftes van God. Ons het die geloof in die belofte van die ewige lewe. Ja. Ons het die geloof in die belofte van die vergifnis van sondes. Ons het die geloof in die belofte van God se seëninge, in die kindskap van God. Daar's klomp ons het 'n geloof in die belofte dat Jesus in die woord van Christus, waar hy sê, julle sal nog meer doen as wat ek gedoen het. Wees my disippels. So, en in die Nuwe Testament is daar ook bekering. Net soos daar in die Ou Testament bekering was, is daar in die Nuwe Testament bekering. Ja, ek sê Ou Testament, in die bedeling van die wet. Maar selfs in die ander bedelings was daar ook bekering. En dit gaan daaroor dat as jy droog maak en jy kom tot inkeer, God is barmhartig en hy gaan jou sonde vergewe. En maar wat ons baie keer, en dis die probleem met bekering, is die ouens dink maar net, right, ek bekeer my nou tot volgende Saterdag, ek sal so tot Vrydag sal ek bekeerd wees, want ek wil Saterdag gaan rugby kyk, en dan gaan ons suip, en dan gaan ons dronk wees, en ek wil daarom daai aand, wil ek bietjie by daai gultjie gaan kuier, sy's bietjie wit warm, so ek sal net Saterdag, Sondag gaan ek weer kerk toe, dan kan ek my weer bekeer. Wow. Dis nie ware bekering nie. Ja. Jy gaan 'n helse verrassing kry as jy wakker word as jy dood is. Right, en dan, daar steeds die wet. 1 Johannes is baie duidelik, die wet wat ons doen is ons onderhou steeds die wet. Maar dis nie 'n nuwe wet wat hy vir ons gebring het, dit is eintlik 'n ou wet. Die beginsel van die wet is nog dieselfde en dit is liefde tot God en liefde tot jou naaste. So ons het steeds die wet. Daar is steeds die hoëpriester, behalwe net ons het nie nou mense wat vir hulle eie sondes eers moet was nie. Ons het Jesus wat die seun van God is, wat sonder sonde is en eenmalig vir ons gesterf het en homself bring voor die Vader as ons ewige hoëpriester. Volgens die orde van Melchisedek. Melchisedek was 'n man wat sonder vader en moeder was, en Jesus was sonder vader gewees, want die Heilige Gees was sy vader. Ons het steeds priesters en ons is die priesters. Want ons bring die bediening van God, bring ons aan die mense. Ons tree in vir die mense, ons bring vir hulle die boodskap. Ons is as man, is jy koning, profeet en priester in jou huis. So daar's steeds priesters in hierdie bedeling van die Nuwe Testament. Daarso is steeds reiniging en sondevergifnis net soos met die wet. Want dit is nou net Jesus wat, as ons skuld bely, hy is getrou en regverdig om ons van ons sondes te vergewe en van alle ongeregtigheid te reinig. Dan is daar ook steeds die bloed wat vloei. Net soos wat die diere geslag is, net so het Jesus dan se bloed wat vloei. So die testament, die basiese beginsels van die testament is anders, maar is dieselfde, maar dis anders. So, en dan is daar ook 'n nuwe vertolking. En die vertolking van die Nuwe Testament is dat Jesus het byvoorbeeld gekom en gesê, weet jy sê jy mag nie egbreek nie, maar ek sê vir jou, as jy selfs in jou gedagtes na 'n vrou kyk om haar te begeer, dis nou 'n getroude vrou, het jy in jou gedagtes egbreek gepleeg. So dis nie net 'n fisiese letter van die wet nie, dis 'n onderhouding van die gees van die wet. En as die Heilige Gees in ons is, dan verstaan ons die wet, want hy lei ons. Want hy is die een wat die wet geskryf het. En daarom kan hy vir ons die bedoeling van die wet, kan hy vir ons gee. Daai mense het net die letter van die wet gehad. Dit is byvoorbeeld as ek vir jou sê, weet jy wat, ek wil nie hê, jy moet met my kar ry nie. Ek sê vir my kind, luister Jan Arend, jy ry nie met my kar nie. Dis die letter van die wet. Maar, of ek sê vir hom, jy ry nie met my kar voordat jy nie 'n lisensie het nie. Dis die letter van die wet. Maar agter daai letter is daar 'n hele klomp bedoelings by. Die een is, my kind, ek is lief vir jou en ek wil nie hê dat jy in 'n ongeluk moet kom en seer kry nie. Hierdie kar het ons nodig vir klomp ander goed, en as jy met hom ry en jy kom in 'n ongeluk wat nog nie so goed is nie, dan sit ons sonder 'n kar. Of jy het nog nie 'n lisensie nie en die polisie vang jou. So dit is met ander woorde, dit is die gees van die wet, maar die letter van die wet is, jy mag nie met die kar ry as jy nie 'n lisensie het nie. Maar nou kom daar 'n noodsituasie, nou sê ek, nee man, die letter van die wet sê, ek mag nie met die kar ry as ek nie 'n lisensie het nie, maar nou is hy 16 of 17 jaar oud, hy het nog nie 'n lisensie nie, maar daar's 'n noodsituasie en hy ry met die kar. Hoekom? Want hy verstaan die gees van die wet, hy verstaan die agtergrond daarvan, net so as God vir ons sê, maar weet jy wat, ek wil nie hê jy moet
boerdery bedryf nie. Dan is daar klomp dinge wat die gees van die wet sê, en dit gaan die simboliek van die wet, van die simboliek van God is, Jahwe is die man, en die volk is die vrou. Christus is die bruid, die vrou, Christus is die bruidegom, die gemeente is die bruid. Dis hierdie wonderlike bedoeling, die geestelike, die gesin wat die boublok is. So, agter die letter van die wet van jy mag nie egbreek nie, is daar 'n totale gees van die wet. En dit is wat die Nuwe Testament ingekom het, om vir ons die gees van die wet te kom leer. Alright. En die Nuwe Testament se vereiste wat vir ons gebring is, wat is die vereiste wat God ingestel het, waarop ons kan erf? Wie kan erf? En dit is wat God gesê het, maar daardie persone wat in hierdie weg van saligheid wandel, dis hulle wat op die einde gaan erf. My kinders, dis hulle wat gaan erf. Maar wie is die kind van God? Dis hulle wat die weg van saligheid doen. Dis nie omdat ek die weg van saligheid doen, dan word ek, omdat ek kind van God is, doen ek die weg van saligheid. Dit is half hoender-eier scenario. Wat's eerste, die eiers of die hoender? Omdat ek deur God geroep is, omdat God my geroep het, daarom bewandel ek die weg. Want ek kan nie uit myself uit dit doen nie, maar God het my geroep, sodat ek dit kan doen. So ek gaan nie daarop sê, ek is hierdie oulike oukie, kyk hier so, ek het die weg van saligheid, wat ek bewandel nie, dis genade van God. Maar ek kan nie sê, ja, maar God roep my, so ek is nou gered, ek hoef nie hierdie te doen nie. Dit is so goed om te sê, ek maak koffie sonder water. Want water is nie koffie nie, maar water is nodig om koffie te maak. As jy nie water en die koffie bymekaar ingooi nie, het jy nie koffie nie, al is dit poeier en water. God bied vir die mens iets aan, en hy gee vir hom geleentheid, en as jy dit nie vat nie, dan kan God vir jou nog 'n kans gee, en God kan vir jou 'n tweede kans gee, en dalk 'n derde kans. Elke persoon is anders, maar as God dan die streep getrek het, het jy moeilikheid. En net so het Jesus het na Israel toe gekom. Israel het afvallig geraak van God. En Jesus het gekom om Israel te kom herstel, en die verlore skape van Israel te kom herstel. En hy het gekom as die profetiese Messias. En Israel het hom verwerp. As Israel hom aanvaar het, het hy geheers as koning oor Israel en was hy die koninklike Messias. Messias is die Hebreëse woord wat beteken gesalfde. Maar omdat Israel hom verwerp het, daarom het hy oorgegaan en het hy die priesterlike Messias geword, wat homself geoffer het, en nou is hy hoëpriester vir ons by die Vader wat namens ons intree. En hy gaan priester bly tot sy wederkoms wat hy dan kom en as koning regeer, waar hy as koninklike Messias dan kom. Hy sou die koninklike Messias gewees het, en priesterlik en profeties as Israel hom aanvaar het. Israel het nie. En toe het dit ook oorgegaan aan die heidene toe. Hier is 'n inleiding sodat 'n mens dit moet verstaan. Want byvoorbeeld, as ons praat oor die doop, dan sê hulle, ja, maar wat van die rower aan die kruis? Hy is nie gedoop nie. Maar die rower aan die kruis is deel van die Ou Testament, want die Ou Testament is tot by die sterwing van Christus, want die testament breek eers aan as die testateur sterf. So die rower aan die kruis was nog deel van die Ou Testament.